I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. I am the true vine, and my Father is the gardener. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I am the resurrection and the life. Everyone who lives and believes in me will never die. Aan al ons kykers en luisteraars wat dan ook inskakel by vandag se opname, 'n spesiale woord van welkom aan elkeen van julle. Dis my gebed dat dit net so 'n fantastiese geleentheid, geseënde geleentheid vir julle sal wees, soos wat ek dan ook elkeen wat hier in die banke is vanoggend toebid. Kom ons sit net so en dan sluit ons oë in gebed. Here, vanoggend kom raak ons stil hier in die banke. Ons kom raak stil by u voete. Ons kom raak stil in die teenwoordigheid. Here, ons bid dat u ons ontvanklik sal maak vir vandag se boodskap. Ons besef dat die wêreld se gehaas en die wêreld se gejaag, die week wat verby is en die week wat kom, dit alles het maar 'n invloed op ons gedagtes en op ons konsentrasie. Dit maak dit ons so maklik weggelei en afgelei word van waar ons fokus en ons aandag nou moet wees. En ons vra, Here, dat die Gees oor elkeen van ons sal kom, oor elkeen van ons sal daal, en waar ons gereed maak om dan ook hierna saam te kan aansit aan die nagmaaltafel, dat u hierdie geleentheid sal seën. Ons dra spesiaal ook hulle op wat nie vandag se diens kan bywoon nie, wat die rede mag wees. Ons bid dat u in besonder by hulle sal wees. En ons vra ook dat u Gees oor elkeen sal wees wat wêreldwyd inskakel by hierdie opname. Dankie, Here, dat ons dit kan vra en kan weet. Dit wat ons in u naam bid, word deur u gehoor. U luister na ons gebede. Amen. Liewe vriende, ons teksgedeelte vir vandag, vir ons laaste ek is uitspraak, kom uit Johannes hoofstuk 6. En ons gaan saam lees vanaf vers 22. 'n Lang gedeelte wat ons lees van 22 af deur tot by vers 71. Die opskrif meld bokant vers 22, die brood uit die hemel. En dan begin ons gedeelte soos volg. Die mense wat oorkant die see was, het gesien dat daar net een skuitjie is en geweet dat Jesus nie saam met sy disippels in die skuit geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die volgende dag kom daar toe ander skuitjies van Tiberias af, aan naby die plek waar die mense die brood geëet het, nadat die Here daarvoor gedank het. Toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie, en sy disippels ook nie, het hulle in die skuitjies geklim en na Kapernaum toe gevaar op soek na Jesus. En toe hulle hom oorkant die see kry, vra hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hierheen gekom? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, julle soek my nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewig lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God, die Vader,
het hom die mag daartoe verleen. Hulle vra hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, watter wonderteken kan u doen, sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle. Dit is nie Moses wat vir hulle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons tog altyd hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my en tog glo julle nie in my nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ek het van die hemel af gekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Vers 41, die Jode het gemor, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel gekom het. Hulle het gesê, is dit nie Jesus, die seun van Josef nie? Ons ken mos sy pa en ma. Hoe kan hy nou sê, ek kom uit die hemel? Jesus sê toe vir hulle, moenie so onder mekaar mor nie. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By een van die profete staan daar geskrywe, en hulle sal almal mense wees, wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister, en van hom geleer het, kom na my toe. Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie, net hy wat van God afkom. Hy het die Vader gesien. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe. Maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Die Jode het toe onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. Dit het Jesus gesê, toe hy die mense in die sinagoge van Kapernaum geleer het. Vers 60. Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se disippels gesê, wat hy nou sê, is daarom te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Jesus het van self geweet dat sy disippels hieroor mor. En hy sê vir hulle, skrik dit julle af. Wat dan nog as julle die Seun van die mens sien opvaar, na waar hy voorheen was? Dit is die Gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie.
Wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. Maar daar is party van julle wat nie in my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie en wie dit is wat hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Hieroor het baie van sy disippels omgedraai huis toe en nie meer saam met hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee, en ons glo vas en ons weet dat u die Heilige van God is. Jesus het daarop vir hulle gesê, het ek nie self julle 12 uitgekies nie? En een van julle is 'n duiwel. Hy het Judas, die seun van Simon Iskariot bedoel, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. Net tot sover. Dankie tog, ons teksgedeelte. Voel of ek die hele Johannes deurlees. Vriende, ek wil vandag se diens begin deur 'n paar vrae tot u te rig. Vrae wat ek wil hê u oor moet dink terwyl ons na vandag se ek is uitspraak kyk. Waarom is jy vanoggend hier? Waarom is jy vandag hier in die kerkgebou? Waarom noem jy vanoggend jouself 'n kind van die Here? Waarom getuig jy, bely jy en sê jy is 'n Christen, 'n volgeling van Christus? Waarom volg jy daagliks in die voetspore van Christus? Ek wil graag hê ons moet oor hierdie vrae dink. Waarom het jy die keuse gemaak om die uitgestrekte hand van Jesus Christus te aanvaar en in 'n lewende verhouding met hom te verkeer? Waarom het jy daardie besluit gemaak? Waarom doen jy dit? Nou vir die afgelope klompie weke het ons reeds na 6 van die 7 ek is uitsprake gekyk. Ons het begin met Jesus wat sê ek is die lig vir die wêreld in Johannes 8. Toe het ons gekyk na die ek is uitspraak, ek is die goeie herder in Johannes 10. Dit is opgevolg met nommer 3, ek is die weg, die waarheid en die lewe in Johannes 14. Ek is die ingang en die uitgang vir die skape was ons 4de onderwerp uitkomstig vanuit Johannes 10. Toe het ons gekyk na Jesus wat meld dat hy die ware wingerdstok is in Johannes 15 en ons het laasweek stilgestaan by Johannes 11 waar Jesus meld ek is die opstanding en die lewe. En ons het vir mekaar gesê dat elkeen van hierdie 6 ek is uitsprake waarna ons sover gekyk het, het elkeen hulle eie konteks, met ander woorde, hulle eie hoe en waar en hoekom dit plaasvind. En elkeen het sy eie ontleding en binne hierdie ontleding is daar ook 'n spesiale, unieke teologiese boodskap opgesluit wat handel oor Jesus se messiaanskap. Die feit dat hy die ware Messias is, die ware seun van God. Elkeen van hierdie ek is uitsprake kom op die ou ende by daardie selfde slotsom uit. Maar elkeen van hulle geskied binne sy eie konteks en het sy eie ontleding en manier waarvolgens dit geskied, maar die eindpunt, die slotsom is presies dieselfde. Jesus is die ware seun van God. Hy is die gestuurde Messias. Nou vanoggend kyk ons dan na die laaste en 7de ek is uitspraak en ons gaan op dieselfde manier dit benader. Kyk na die konteks en dan gaan ons hom ontleed in die tweede helfte van die boodskap. Nou kontekstueel, vriende, begin hierdie ek is uitspraak eintlik al 22 verse vroeër as die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het. Die ek is die brood vir die lewe uitspraak begin eintlik al in die eerste vers van hoofstuk 6.
Van verse 1 tot 15 lees ons, en dit was ook deel van vanoggend se oordeenking, lees ons van die wonderwerk gebeurtenis, hoe die Here 'n menigte mense gevoed het, deur 5 garsbroodjies en 2 visse te vermeerder, daardie wonderwerk gebeurtenis. En ons moet vir 'n oomblik net eers hier stil staan, want dit speel 'n kardinale rol as dit kom by die latere ek is uitspraak wat ons op vanoggend fokus. Want die teks sê vir ons, vriende, as ons net daaroor saam dink, die teks sê vir ons, tydens daardie vermeerdering van die brood, was die mans alleen 5000. Die vrouens en die kinders wat daar teenwoordig was nie eens ingereken. En ons lees dat die Here het 5 garsbroodjies en 2 visse geneem en hy het dit begin vermeerder. En dit was nie net 'n vingerete of net 'n klein bietjie kos, 'n voorgereg wat hy vir almal gegee het nie, net om die ergste hongerpyne te stil nie. Ons lees dat die mense het geëet tot hulle totaal en al versadig was. En die bewys hiervan is die feit dat die mense na die tyd nog 12 mandjies kos bymekaar gemaak het wat oorgebly het. So hierdie was regtig 'n merkwaardige gebeurtenis wat voor die oë van hierdie duisende mense afgespeel het. En die mense het met daai gebeurtenis weggestap met 'n dubbele gedagte wat in hulle gedagtes gehad het. Nommer 1, Jesus het sopas almal van ons se maage vol gemaak. En nommer 2, hy het dit gedoen by wyse van deur middel van 'n ongelooflike groot wonderwerk. Net na dit gebeur daar nog 'n wonderwerk. Ons lees vanaf vers 16 dat die Here deur die verloop van die nag op die water na sy disippels toe geloop het, terwyl hulle besig was om die skuit van hulle net bo kan die water te probeer hou. Hulle is vasgevang in hierdie storm. Dit lyk asof hulle dit nie gaan maak nie, en dan kom Jesus na hulle toe aangestap. Dis nie 'n aparte gebeurtenis nie. Dit gebeur direk na die vermeerdering van die brood. So die mense het hulle kos gekry. Hulle het begin huis toe gaan. Van hulle dalk nog daar rondgehang op die kant van die see van Galilea, wat ook bekend gestaan het as die see van Tiberias. Hulle het daar rondgestaan. Die 12 disippels het in die boot geklim. Interessant, Jesus was nie by nie. Jesus het stil verdwyn. Hy het heel moontlik gaan tyd spandeer saam met sy Vader in alleenheid. Die mense wat nog daar rondgestaan het gesien, die 12 disippels klim in die skuit en daar begin hulle gaan oor die see van Galilea. En is nou hier waar die verwarring waarmee ons teksgedeelte in vers 22 vandag begin dan nou inkom. Want hierdie soeke na Jesus geskied die volgende oggend as die son opkom. Die mense staan op en hulle voel, ons magies is nou leeg. Maar wag, ons het net die 12 disippels gesien wegvaar met die boot gisteraand. So Jesus moet nog hier ergens wees. En ons kan dalk vandag weer 'n weggee ete by hom kry. En wat doen hierdie mense? Hulle begin na die Here soek. En hulle soek en hulle soek en hulle soek en hulle kry hom nie. En dan met eens hoor hulle die nuus, maar Jesus is saam met sy disippels aan die oorkant van die see. En nou kan hulle dit nie verstaan nie. Want hulle weet daar het net een bootjie gisteraand vertrek oor die see. Jesus was nie op daai boot gewees nie. Daar het nie ander bote vertrek nie. Maar hulle hoor Jesus is aan die ander kant. Hoe het hy daar gekom? En toe hulle hierdie nuus kry, almal wat skuitjies gehad het, klim op 'n skuit en nou vaar hulle ook hier oor die see Kapernaum toe. Hulle het gehoor die Here is daar. Vaar hulle soontoe en gaan soek hulle hom. En dan kry hulle hom waar hy by die tempel is, besig om die mense te leer in Kapernaum. Kom hulle daarin. En wat interessant is, in die Matteus Evangelie lees ons dat saam met hierdie mense wat fisies honger is, wat nou daar aankom, op soek na nog 'n weggee ete, het daar ook Joodse leiers van Jerusalem af aangekom.
Hulle het heel moontlik ook van hierdie nuus gehoor en van hierdie wonderteken gehoor. Hulle kom nie met die doel om fisies kos te wil kom ontvang nie. Hulle kom weer om te kom kyk, maar is Jesus waarlik die gestuurde Messias, die een wat hulle gaan verlos van die politiese regering van daardie tyd? So jy het twee verskillende groepe mense met twee verskillende redes wat saam hier aankom by Kapernaum en dan vir Jesus in die tempel kry. En dan begin hierdie gedeelte, hierdie gesprek wat plaasvind tussen Jesus en hierdie mense. Dit net so kontekstueel die opbou tot hierdie ek is uitspraak. Nou as ons by die ontleding kom, hierdie mense het nou by Jesus aangekom, hulle staan nou daar by hom. Nou lees ons in verse 22 tot 40, dat hulle vra 3 vrae, daar was 3 vrae wat tot die Here gerig word, en dan vierdens is daar 'n versoek. En ons gaan kortliks daarna kyk in die ontleding deel van vandag se boodskap. Toe hulle by die Here aankom, is die eerste vraag wat hulle vir hom vra, in vers 25, Rabbi, wanneer het jy hier aangekom? En een van die kommentare stel dit so mooi, waar hy sê, dis asof die misterieuse verskuif van Jesus van die een kant van die see na die ander kant van die see, was vir hulle 'n groter wow, as die vermeerdering van die brood wat die vorige dag plaasgevind het. Hulle wil antwoorde op dit hê. Here, hoe het u oor die see gekom aan hierdie kant? Daar dan nie 'n boot gevaar nie. En wat interessant is hier, as ons die gedeelte lees, ons sien Jesus antwoord nie hulle vraag nie. Jesus kon vir hulle gesê, ag weet julle wat, ek was alleen saam met my Vader gewees, ek het aanbid, toe sien ek die disippels is besig om te sukkel op die see, en ek besluit ook gaan hulle toe stap, en ek gaan die see en die weersomstandighede kalmeer, en ek gaan hulle help om aan die oorkant te kom. Maar ons lees, hy gee nie vir hulle daardie antwoord nie. Hy draai dit om. Hy sê nie waarom of hoe hy in Kapernaum aangekom het nie. Hy draai dit om en sê vir hulle, waarom het hulle na Kapernaum toe gekom? Hy sê vir hulle, ja, julle het nou my kom soek, want julle is alweer honger. Julle het vanoggend wakker geword, en julle mage is leeg, en nou het julle my kom soek, want julle wil graag weer fisiese kos hê. En dan sê hy baie interessante ding in vers 27. Hy sê, julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat die ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Met ander woorde, Jesus sê vir hulle, julle het nou soveel moeite en soveel effort ingesit om al die pad oor die see te kom na my toe, om fisiese kos te kry. Julle moet daar dieselfde ywer en moeite en effort insit in julle geestelike lewe om op 'n daaglikse basis net so na die geestelike brood te streef, om geestelik versadig te word, om geestelik nader aan die Here te leef. Dis wat julle moet doen, dis eintlik waar julle fokus moet wees in julle lewens. En dit lei natuurlik dan tot hulle tweede vraag wat hulle vra, hierdie geestelike brood, hierdie geestelike versadigheid, wat moet ons doen om dit van God te kan verlang? Hulle vra spesifiek vers 28, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? Nou die klem val hier op die woordjie doen. Want die Jode van daardie tyd was geprogrammeer. Jou dade bepaal of jy die saligheid gaan ontvang of nie. Die wetsonderhouding bepaal of jy gered gaan word al dan nie. Streef na die goeie, vermy soveel as moontlik die slegte en die negatiewe. So hulle staan hier voor die Here en hulle vra vir die Here, wat moet ons nou doen? Dat dit positief sal wees vir die Here, dat ons lewenswyse so sal wees dat dit die Here behaag. En dan gebruik die Here hierdie einste doen woord wat in hulle vraag is. En hy antwoord hulle, en hy sê vir hulle, al wat ek wil hê, julle moet doen, in vers 29, met die klem op doen, is glo in my. Glo in my.
Dis al wat ek wil hê julle moet doen. En vriende, hierdie woordjie glo is baie meer en is baie groter as net gehoorsaam wees. Onthou, op daardie stadium was die Jode geprogrammeer in die hele gedagte en beginsel van gehoorsaamheid. Ons moet aan die Here gehoorsaam wees sodat ons gered kan word. Maar hier gaan Christus 'n stappie verder en hy sê nee, glo is meer as net gehoorsaam wees. Glo beteken jy moet my erken. Glo beteken jy moet vir my lief wees. Glo beteken jy moet my vertrou. Glo beteken jy moet my intrek in jou lewe. Jy moet jou lewe rondom my identiteit en wie ek is begin bou. Glo beteken jy moet 'n lewende verhouding met my begin. Ons moet saam 'n pad begin stap. Hierop reageer hulle weer eens met die derde vraag. En tussen hierdie lyne klink dit soos volg: Goed, Here, U wil hê ons moet in U glo. U wil hê ons moet U vertrou. U wil hê ons moet U lief hê. Ons moet meer as net U gehoorsaam. En dan kom die derde vraag: Watter wonderteken kan U doen sodat ons dit kan sien en aan U kan glo? Ons soek 'n teken. En dan verwys hulle terug na die Ou Testament. Hulle sê, God het homself vir jare lank daagliks aan ons bewys dat hy die ware God is. Hy het vir ons kos gegee in die woestyn. Hy het vir ons manna gegee in die woestyn om te eet. Wat se teken, Here, gaan U vir ons gee dat U die ware God is? En is hier, dink ek, waar hulle wat honger is, nou hoop dat hy weer vir hulle sal kos gee, weer 'n wonderwerk sal verrig en die kos sal vermeerder en hulle sal voed in die proses. En hoor hoe reageer die Here. Hy sê vir hulle, ek gaan nie vir julle weer fisiese kos gee nie. Ek as mens, ek die seun van God, ek is die brood. Ek is die brood wat julle moet eet om geestelik versadig te word. Ek gaan nie vir julle weer fisiese brood gee nie. Dis nie my taak nie. Dis nie my hoofdoel waarom ek na hierdie wêreld toe gekom het nie. Ek het nie meer nodig om nog kos te vermeerder nie. Ek is die brood. Julle moet my eet. Julle moet my aanneem. Julle moet met my versadig word. En dan lees ons, kom hierdie versoek van hulle kant af. En dis een van verskeie misverstande wat 'n mens vind in die Johannes Evangelie, wat hierdie gehoor, hierdie mense wat daar voor Jesus staan, verstaan nie wat die Here probeer vir hulle sê nie. Dan vra hulle vir hom, meneer, gee ons tog altyd hierdie brood. En dan kom die ek is uitspraak. Met hierdie hele gesprek wat tot hiertoe nou opgebou het, kom die Here en dan vat hy dit nou saam. En probeer hy weer 'n keer om dit by die boodskap by hulle tuis te bring. Dan sê hy, ek is die brood wat die lewe gee. Dis nie een of ander fisiese brood wat ek hier voor julle gaan vermeerder en vir julle gaan gee nie. Daai brood, hou net tydelik, van daai brood gaan jy nog steeds later aan dood gaan. Dit kan nie vir jou die ewige lewe bied nie. Ek is die brood vir die lewe, probeer hy nou by hulle beklemtoon. As julle geestelike brood soek, dis ek. As julle 'n wonderteken soek om te wil weet, is dit werklik die Messias? Dis ek. Dis nie fisiese brood nie. Dis nie 'n ander teken nie. Dis ek. As julle iemand soek wat julle eendag van hierdie wêreld gaan verlos, nie op 'n politieke wyse nie, maar op 'n geestelike geloofswyse, dis ek. En dan lees ons, gaan hy nog dieper daarin en hy begin met hulle praat oor sy liggaam en sy bloed. En hier kom die hartseer deel, wat ons aan die einde van hierdie hoofstuk sien. Ons lees sy disippels, nou is nie die 12 nie, hy het meer as 12 was sy binnekring, maar hy het nog ander getroue volgelinge gehad, hy het nog ander disippels gehad wat saam met hom beweeg het. Ons lees dat die mense het een vir een hulle rug op die Here begin draai en begin wegstap. En dis die hartseer deel. Die wat gekom het vir fisiese brood, het omgedraai en hulle het weggestap. Hoekom?
Want hulle, dit wat hulle wou hê, hulle behoeftes, is nie vervul. Hulle wat wondertekens gesoek het, wat wou sien hoe die Here nog hier wonderwerke vir hulle verrig, ons lees hulle het omgedraai en hulle het weggestap. Want hulle begeertes is nie goedgekeur nie, en hulle het nie gekry wat hulle wou hê nie. En dan die derde groep is die disippels. Toe die Here in die diep detail begin verduidelik wie hy is, wat sy doel is, wat vir hom voorlê met die kruisgebeure, het sy disippels van alle mense begin sê, "Sjoe, hierdie klink bietjie onrealisties. Hierdie klink bietjie far-fetched as ek die Engelse woord kan gebruik. Dit klink nie soos iets waaraan ek kan vashou nie. Dit klink nie soos iets waarom ek my hele lewe en my hele bediening om kan draai nie." En wat lees ons? Hulle het ook weggestap. En daarom bring dit my terug na die vraag wat ek aan die begin gevra het. Waarom is jy hier? Waarom noem jy jouself 'n kind van die Here? Waarom het jy die keuse gemaak om die Here se uitnodiging in 'n lewende verhouding met hom te staan? Waarom het jy dit goedgekeur? Waarom doen jy dit? Waarom volg jy in die Here se voetspore? Waarom verkeer jy daagliks in die Here se teenwoordigheid? Doen jy dit dalk omdat jy van die Here verwag dat hy aan jou behoeftes moet voorsien? Dat hy moet aandag gee aan jou eie ek-begeertes? Want vriende, want uit die teks uit sien ons, as dit die rede is, die Here is net goed genoeg want hy moet vir my doen dit wat ek wil hê, sien ons jy gaan diep teleurgesteld wees. Die Here pas nie aan by ons skedule nie. En by dit wat ons wil hê nie. Die Here verwag van ons dat ons moet aanpas by sy wil en by sy skedule. Hierdie mense het na die Here toe gekom en hulle het sekere begeertes gehad. Sommige wou kos hê, sommige wou tekeninge hê of wonderwerke hê. Die Here het gesê nee. Dis wat ek vir julle gaan bied. Dit verskil van wat julle wil hê, maar ek het nodig dat julle nog steeds my sal vertrou, dat julle nog steeds vir my lief sal wees. Alhoewel my wil en julle wil van mekaar verskil. En wat lees ons, dit was te veel vir hierdie mense, hulle het weggestap. Die interessante ding is, toe die mense so wegstap, hulle rig op die Here draai, want hulle het nie gekry wat hulle wou hê nie. Toe draai die Here na die 12 disippels toe. En hy vra vir hulle, hoekom stap julle nie ook weg? Hoekom is julle nog hier? Voel julle nie ook soos hulle nie? En dan antwoord Simon Petrus vir die Here in vers 68, hy sê, Here, na wie toe sal ons gaan? Waarheen gaan ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee, en ons glo vas en ons weet dat u die heilige van God is. Vriende, as dit die rede is waarom jy vanoggend hier is, omdat jy vanoggend kerk toe gekom het, omdat jy jou hart vir die Here gegee het, omdat jy daagliks in 'n verhouding met die Here verkeer en daagliks in sy voetspore stap. As dit die rede is, as jou belydenis vanoggend aansluit by Simon Petrus se belydenis hier in vers 68, dan wil ek jou graag uitnooi om vervolgens saam met my aan die nagmaalstafel aan te sit. Wanneer jy vanoggend besef, dit gaan nie oor ek nie. Dit gaan nie oor my beginsels en begeertes en dit wat ek in die lewe wil hê nie, maar dit gaan oor die Here en wat vir hom belangrik is. En dat ek my lewe gee in gehoorsaamheid en in geloof aan hom, in diens van hom. Hy is die belangrike een, nie ek nie, nie my begeertes nie, nie my wense nie, nie my drome nie. Hy is die belangrikste een. Het ons die wonderlike voorreg om dan vanoggend saam aan die nagmaalstafel te kan aansit. Kom ons sluit ons oë in gebed. Almagtige Hemelse Vader, ons leef in 'n wêreld waar dit vir 'n groot deel van die gemeenskap gaan oor die eie ek.
Ek wil dit hê, ek wil dat behaal. Ek verdien die, ek vereis daai. Ek is geregtig op dit. Here, en uit hierdie teks kom ons agter, dit is nie 'n baie goeie lewensbeginsel om te hê nie. Want Here, ons draai so maklik na U toe met hierdie ingesteldheid. En ons wil teenoor U sekere eise kom stel en sekere verwagtinge voor U bring. En dan gebeur dit nie. En dan is ons kwaad vir U. Ons is teleurgesteld in U. Ons hou dit teen U. Maar die probleem lê nie by U nie, Here. Dit wys die skrif vir ons vanoggend. Die probleem lê by ons. Ons het 'n verkeerde ingesteldheid. Ons ag onsself en ons begeertes en ons belange baie keer belangriker as U, ons skepper en ons onderhouer. En daarom is ons dankbaar dat die teks ons vandag nie daaraan kom herinner dat U die belangrike een is. En dat U wil die belangrike is, nie my eie wil nie. Here, dankie dat ons nou dieselfde as Simon Petrus kan bely. Waarheen sal ons gaan? U is die God wat lewe gee en ons bely dat U waarlik die seun van God is die gestuurde Messias. Dankie dat ons nou aan die tafel kan aansit en kan bely, U is die brood wat lewe gee. Die geestelike brood. U is die teken waarna ons op soek is. En hierdie teken is genoegsaam om ons geloof aan die brand te hou. En die wete dat ons op die regte pad is. Dat ons die regte God dien, die regte God gehoorsaam, die regte God volg. U is 'n goed genoeg teken vir my hart om U te bly glo en U te bly lief hê en te bly vertrou. Sien ons dan ook nou, Here, waar ons oorbeweeg na die nagmaal. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.